Kolossense 1 verse 1 en 2, opskrif in seëngroet. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en die broeder Timotheus, aan die heilige en gelowige broeders in Christus wat in Kolosse is. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Kolossense 1 vers 3 tot 23. Geloof en liefde van die Kolossense, gebed vir hulle geestelike welsyn. Jesus Christus, bewerker van ons verlossing, die beeld van die onsigbare God, skepper van alles, hoof van die gemeente. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het. En dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het, soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde medediensknegt, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is, wat ook julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil en alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ook julle wat vroeër vervreemd was, en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. As julle ten minste gegrond en vast bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Kolossense 1 vers 24 tot 2 vers 3. Arbeid en stryd van Paulus in sy bediening. Nou verbly ek my in my lyding vir julle, en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukkinge van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul, naamlik die verborgenheid, wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking, wat in my werk met krag. Kolossense 2. Want ek wil hê dat julle moet weet, wat 'n groot stryd ek oor julle het, en oor die wat in Laodicea is, en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie, dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde, en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, en wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Kolossense 2 vers 4 tot 23. Vermaning teen valse leringe. Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie, want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien in die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof soos julle geleer is,
terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag, en wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid, en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word, en so met goddelike groei groot word. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense, wat, alhoewel het 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Kolossense 3, vers 1 tot 17. Vermaning tot heiligmaking en broederlike liefde. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het, en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skif, slaaf, vry man is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Kolossense 3 vers 18 tot 4 vers 1, huislike pligte. Vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet julle here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oë diens soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang, en daar is geen aanneming van die persoon nie. Kolossense 4
Betoon reg en billikheid, Here, aan julle diensknegte, omdat julle weet dat julle ook 'n Here in die hemele het. Kolossense 4 vers 2-6. Vermaning om te bid en wysheid te betrag. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging, en bid tegelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is, dat ek dit openbaar kan maak soos ek dit behoort te spreek. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Kolossense 4 vers 7-18. Sending van Tychicus en Onesimus, groete. Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en mededienskneg in die Here, julle bekend maak. Ek het hom na julle gestuur, juis hiervoor, om julle toestande te leer ken en julle harte te vertroos, saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder, wat van julle mense is. Hulle sal julle alles bekend maak wat hier voorval. Aristarchus, my medegevangene, groet julle. En Markus, die neef van Barnabas, oor wie julle bevele ontvang het, as hy by julle kom, ontvang hom. Ook Jesus, wat Justus genoem word, manne wat uit die besnydenis is. Hulle alleen is my medewerkers vir die koninkryk van God, en hulle was 'n troos vir my. Epaphras, wat een van julle is, 'n dienskneg van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Want ek getuig van hom, dat hy 'n groot ywer het vir julle, en vir die wat in Laodicea, en die wat in Hierapolis is. Die geneesheer Lukas, die geliefde, en Demas groet julle. Groet die broeders in Laodicea en Nymphas, en die gemeente wat in sy huis is. En wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van die Laodicense gelees word, en dat julle ook die uit Laodicea lees. En sê aan Archippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Die groete van Paulus met my eie hand, dink aan my boeie, die genade sy met julle. Amen.